Goeiemôre, dit is Woensdag die 18de Junie. Vanoggend lees ons saam Johannes 16 vers 7 tot 9. Hier vertel Jesus vir sy disippels: Ek vertel julle die waarheid. Dis voordelig dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle toe kom nie. As ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie my glo nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Jesus sê dat die Heilige Gees vir ons kom lei, dat die Heilige Gees vir ons kom leer. En nie net vir ons wat in hom glo nie, maar uiteindelik vir alle mense, vir die wêreld. Dat hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dat ek en jy uiteindelik net getuies hoef te wees. Ons hoef nie die oortuigwerk te doen nie. Mense is baie keer bekommerd oor, gaan mense hulle glo as hulle van God vertel? Gaan mense nie vir hulle lag nie? Gaan mense reageer? Uiteindelik gaan dit nie oor ons wysheid en ons woorde nie. Gaan dit nie oor of ek goeie argumente gebruik nie. Dit gaan daaroor dat die Heilige Gees in die harte van die wêreld werk. Dat die Heilige Gees reeds besig is en dat God ons laat deel word van hierdie taak in die wêreld. Ons moet net toelaat dat die Gees ons gebruik. Toelaat dat ons instrumente is in sy hand. As jy vandag mense raakloop, God sal vir jou die regte woorde gee om met hulle te deel. Wees net bereid om te praat. Bereid om 'n instrument in God se hand te wees. Want onthou, dis die Heilige Gees wat reeds werk, wat die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hemelse Vader, dankie dat ons weet U is teenwoordig, deur die Gees wat in ons woon, wat deur ons werk. Here, wat in die wêreld reeds werk in mense se harte. Ja, Here, soos Johannes hier vir ons sê, dat die Heilige Gees oortuig die wêreld van sonde en geregtigheid en van oordeel. Mag ons saam met U getuies wees. Mag ons met ander deel dat U ons God is en dat ons U liefhet. Dat U die pad van die lewe saam met ons loop. Ja, Here, gebruik ons as instrumente in U hand. Dankie dat ons as kerk daarvoor kan bid. Ons wat deur U geroep is. Ja, Here, wat deur U aangestel is in die wêreld. Maak ons getroue getuies van U liefde. Dankie dat ons nood voor U kan plaas en weet dat U, Here, ons gebede verhoor. Dankie dat ons vir mekaar kan bid as gemeente, en besonder vir hulle wat siek is, wat swaar het in hierdie tyd, mag hulle U krag en U teenwoordigheid beleef. In Jesus Christus se naam. Amen.